Ja, Vader, ons eer U vir U teenwoordigheid vanoggend in die plek. Heer, dankie dat U die voorbereiding kom tref het vir ons, vir U woord en vir worship. Heer, U weet hoe naby dit aan ons harte is en hoe ons verlang om net by te wees, Here Jesus, en ja, eendag, maar ook nou hier, want ons het die geleentheid nou ook om by U te wees en dat U daai manifest presence aan ons kom openbaar, Here. Daai oomblikke wat ons amper nie iets sê of iets doen, want ons wil tog net nie hê dat dit wat ons ervaar, Here Jesus, en beleef nou net moet weggaan nie. En so bid ek, Here Jesus, dat U ons net kan kom vul en ons harte kom voorberei asseblief, Abba Vader, vir meer van U en minder van onsself. Here, mag U ons harte kom oopmaak, Here, vir die woord vanoggend en ja, Here, mag dit val op vrugbare grond asseblief, Koning Jesus. En ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ja, ons het laasweek begin om te praat oor 2 sakramente wat Jesus vir ons kom gee het. Nou vir ons net weer eens, 'n sakrament is iets wat geheilig is deur God die Vader, iets wat heilig verklaar is deur Jesus Christus en is ook 'n bevel wat Jesus vir ons gee. En eers wat ons gepraat is, laas ons gepraat oor die doop en die belangrikheid daarvan, en vandag gaan ons praat oor die nagmaal. Die nagmaal eintlik so belangrik is vir ons. En eerstens moet ons besef dat die nagmaal is nie ingestel deur enige mens of mense of kerke of instansie nie. Die nagmaal is nie 'n gewoonte nie, dis nie 'n ritueel nie, dis nie iets wat ons maar net doen een keer 'n maand en dit is so nie. Die nagmaal is 'n sakrament, dit is 'n geheiligde ding wat Jesus kom instel het vir ons om te sê, gebruik dit, want so dikwels wanneer julle by mekaar kom tot my nagedagtenis, totdat ek weer terugkom. Nou my bekommernis met die nagmaal is dat ons dit meer sien as 'n gewoonte in plaas van 'n sakrament. Dat ons dit meer sien as 'n gewoonte wat ons elke maand doen, dat ons die probleem met as iets 'n gewoonte word, is dit verloor sy effektiwiteit in ons lewe. Onthou die nagmaal sal nooit fisies sy simboliese krag verloor van die bloed van Christus Jesus nie, maar sy effektiwiteit wat dit vir jou en vir my beteken, die oomblik as dit 'n gewoonte raak, dan is dit net asof ons dit maar net doen. Ek meen, en ons sing ons paar liedjies, en so kan dit ook met kerk ook wees, nê? Ons kan ons 5 liedjies sing, ons sing 2 lekker vinnige liedjies, en dan sing ons 1 medium song, sodat ons kan ingaan in die worship liedjies in, en dan is ons klaar, en dan preek ons, en dan gaan drink ons koffie, en dan gaan ons huis toe, en so gaan ons Sondag na Sondag aan, en dan begin dit vir ons 'n gewoonte raak. En dit is 'n goeie gewoonte, moet my nie verkeerd verstaan nie, maar die oomblik as die gewoonte raak, verloor dit sy effektiwiteit. Is dieselfde met die nagmaal ook. Wanneer ons dit gebruik en die pastoor sê altyd, die nag toe Jesus verraai, as hy die brood gevat en gebreek en sê, hierdie my liggaam wat vir julle gebreek word. En alhoewel daar geen been in Jesus liggaam gebreek was nie, was hy gespoeg, gespot, geslaan, gemartel vir my en vir jou, beyond recognition. Hy het nie eers meer die gestalte van 'n mens gehad nie. Hy het die beker gevat en geskink, hier is die Nuwe Testament in my bloed, en ons kry ons kelkies, en ons maak die doppies oop, en die papiertjies raas, en ons haal die koekie uit, en ons drink dit vinnig, en ons eet dit, amen, dankie Jesus, en ons gaan aan. Maar dis my bekommernis, is dat, en ek wil nie almal onder dieselfde kam skeer nie, en vir party van ons is dit awesome, maar is dit nog vir ons almal awesome? Is dit nog vir ons almal van so waarde, dat jy voel, Here, elke keer as ek nagmaal neem, is dit die simboliek, die betekenis van oorwinning vir my as mens. Want dis wat die nagmaal beteken vir my en vir jou, en dis my gebed, is dat ons vanoggend weer opnuut sal besef, dat ek en jy opnuut sal besef, en as verskoon my, so is mense wat baie ouer as ek is, en as ek sê jy, bedoel ek dit uit 'n respekvolle oogpunt uit, maar ek wil dit persoonlik maak, mag ek en jy vanoggend weer opnuut besef, die krag en die effektiwiteit, en hoe heilig die nagmaal eintlik bedoel is om te wees. Mag ons nooit gewoond raak aan die nagmaal nie.
Mag ons nooit dink, maar dit is 1 keer 'n maand wat ons doen, en al die kerke doen dit, en dit is nou maar so nie. Ons doen dit nie omdat al die kerke dit doen nie, broers en susters. Ons doen dit omdat dit 'n bevel is van Christus Jesus af, wat hy vir ons gee. Ons lees in Lukas 22, vers 7 tot vers 20, as die Bybel sê, kan jy soontoe blaai, as jy jou foon ook gebruik, dit is meer as welkom. Ek wil lees hierso, en dit is 'n redelike stuk, en gaan ek 'n ander stuk ook lees, en daar gaan ek so 4 punte uit, wat die nagmaal vir ons beteken, uit Korintiërs uit. En die dag van die ongesuurde brode het gekom, waarop die Pasga geslag moes word, so met ander woorde vinnig, die fees van die ongesuurde brode, of die Pasga, het die Jode gevier vir herdenking en celebration van die Exodus, dat Jesus hulle verlos het uit die hand van die vyand se mag uit. So onthou dit is 'n fees wat hulle elke jaar vier rondom die Paasfees, en dis wat hulle gevier het, die Exodus van hulle gevangenes uit Egipte uit na die beloofde land toe. So elke jaar herdenk hulle hierdie fees, of doen hulle hierdie fees, of vier hulle hierdie fees om vir God die Vader dankie te sê vir dit wat hy vir hulle gedoen het. So die nagmaal. En die dag van die ongesuurde brode het gekom, waarop die Pasga geslag moes word. Toe stuur hy Petrus en Johannes en sê, gaan berei die Pasga vir ons, dat ons dit kan eet. En hulle sê vir hom, waar wil u hê moet ons dit berei? En hy antwoord hulle, kyk, as julle in die stad ingaan, sal 'n man julle ontmoet, wat 'n kruik water dra, volg hom na die huis waar hy ingaan, en julle moet vir die eienaar van die huis sê, die meester vra u, waar is die kamer waar ek die Pasga met my disippels kan eet? En hy sal julle 'n groot bovertrek wys wat reggemaak is, daar moet julle dit berei. En hulle het gegaan en dit gevind soos hy dit vir hulle gesê het, en hier kan mens ook sê, dat Jesus 'n waarmaker van sy woord, van die begin af, en tot in alle ewigheid. En hulle het gegaan en het gevind soos hy gesê het, en die Pasga berei. En toe die uur kom, het hy aan tafel gegaan, en die 12 apostels saam met hom, en hy sê vir hulle, ek het baie sterk daarna verlang, om hierdie Pasga, belangrik, om hierdie Pasga met julle te eet, voordat ek ly. Want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie meer daarvan eet, voordat dit in die koninkryk van God gevul is nie. En toe hy 'n beker neem, dank hy en sê, neem dit en deel dit onder julle, want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie drink van die vrug van die wynstok, voor die koninkryk van God gekom het nie. Daarop neem hy brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle en sê, dit is my liggaam wat vir julle gegee word, doen dit tot my gedagtenis. Net so neem hy ook die beker na die maaltyd en sê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, wat vir julle uitgestort word. Ek gou vinnig, nou in Jesus se wandel op aarde, saam met sy disippels, so kom terug, Jesus het elke jaar, het hy Pasga gevier as 'n Joodse seun. Elke liewe jaar. Maar saam met sy disippels is hierdie die derde een wat hy saam met hulle vier. En Jesus sê vir hulle, ek verlang om hierdie Pasga met julle te vier. Die ander nie. En die ander doen hy as gevolg van dit wat God vir hom as Jood gevra het, vir hulle as Joodse volk gevra het om te doen. Maar hierdie een is bietjie anders. Want op hierdie een sê Jesus Christus, terwyl hy die brood vat en breek, sê hy, hierdie is my liggaam. En hy vat die beker en hy skink, en met hierdie een sê hy, onthou dis die aand voordat Jesus Christus gevange geneem is, vat hy die beker en hy sê, hierdie is die Nuwe Testament in my bloed. So met hierdie Pasga, voor Jesus se kruisiging kom, maak hy dit vas vir die eerste keer vir hulle, en hy sê, ek is die offerlam wat gaan sterf vir die hele wêreld. Hy sê vir hulle, ek gaan hierdie drink, hierdie gaan ek neem voordat ek moet gaan ly. Nou ons lees in Johannes 14, lees ons dat Jesus het al aan hulle kom openbaar wat met hom moet gebeur. So terwyl Jesus besig is met die nagmaal, openbaar hy aan hulle om te sê, ek is die een wat julle gaan vier later aan, wat julle verlossing gaan bring, nie net vir die Jode, maar so ook vir die Griek ook.
so ook vir die ongelowige ook. So in ander woorde, en dis wat nagmaal so heilig maak. Dis wat nagmaal so kragtig maak. Dis die simboliek van die bloed en die liggaam van Jesus Christus wat gesterf het vir ons aan die kruis. Ons kom uit 'n fantastiese Paasnaweek uit wat ons dit gevier het. Die kruisiging van Christus Jesus. Maar besef ons ook dat wanneer ons nagmaal gebruik elke keer, is dit die viering van ons verlossing van die mag van die vyand af. Waar Christus ons kom bring het op 'n plek van vernuwing, op 'n plek van kindskap met die lewende God, met 'n plek van verhouding, 'n pa en seun en pa en dogter verhouding. Dis die simboliek van die nagmaal. Dit is die bloed van Jesus Christus wat gevloei het vir elke een van ons. Dis sy liggaam wat vir ons gebreek word. So elke keer is ek sê ons hardloop so vinnig deur die nagmaal dat ons mis dit eintlik. En alhoewel ons dit tog weet, mis ons dit. Want elke keer wanneer ons nagmaal neem, is dit herdenking aan die kruisdood van Christus Jesus. Is dit vir jou 'n herdenking om te sê, Here, ek onthou. Ek onthou, Vader. Ek onthou u seun Christus Jesus, wat gesterf het, gebore uit 'n maag, gesterf het vir my aan die kruis. Ek onthou, Vader, toe hy sy laaste asem uitgeblaas het. Ek onthou, Here. Ek onthou, Here, hoe hulle hom van die kruis afgehaal het, hierdie lewelose liggaam. En ek onthou, Here, hoe hulle hom gebalsem het. Hoe sy maal hom afval van die kruis en hulle dra hierdie lewelose Jesus en hulle sit hom in die grafdoek en hulle maak hom toe hulle balsem hom. Here, ek onthou hulle sit hom in Josef se graf. Ek onthou dit, Here. Vader, ek onthou toe hulle na die graf toe gaan en die steen is weggerol, is die graf leeg. Ek onthou, Here. Ek onthou dat Jesus het opgevaar en Here, ek onthou, hy sit vandag aan die regterhand van die Vader. Broers en susters, kan jy en ek vanoggend sien, nagmaal is nie net iets wat ons gebruik uit gewoonte nie. Dit is 'n remembrance of what Christ has done. Dis herdenking wat Jesus gedoen het vir jou en vir my. En hoe vinnig drink ons die kelkie en ons of op die druiwesap en ons eet die broodjie en ons gaan dit aan met die diens. En dit is vir ons kosbaar, is ons mooi, en ons sing 'n liedjie dalk, maar besef ons werklik wat dit vir ons beteken. En so kom die nagmaal vandag vir ons eintlik so spesiaal is, want dit is ons manier hoe ons onthou wat Jesus vir ons kom doen het. Dis 'n manier om te onthou ook dat elke belofte in die woord, ja en amen is, vir elkeen van ons in en deur Christus Jesus. En hoeveel beloftes het Jesus nagekom en profesie het Jesus laat waar word in sy lewenstyd. Nou die volgende skrifvers in 1 Korintiërs 11, nou daar's baie ander goed wat die nagmaal ook beteken. Nagmaal is vir ons 'n openbaring, want die brood breek, toe kry hulle openbaring. So daar's soveel ander goed wat die nagmaal vir ons ook eintlik kom beteken. Maar ek wil die 4 hoofpunte noem uit hierdie skrifvers uit wat die nagmaal vir ons beteken in ons lewe. 1 Korintiërs 11 vers 17 tot vers 32, vers 34, en ek gaan lees en dan gaan ek praat oor, so ek gaan 4 punte noem wat die nagmaal beteken, hierdie skrif uit wat Paulus vir die kerk in Korinthe skryf. Maar terwyl ek dit beveel, kan ek dit nie prys nie, dat julle saamkom. So Paulus praat hier, voordat ons hier begin, praat hy oor die skering wat plaasgevind het in die gemeente. Okay, hoe hulle maar net aangaan. Nie ten goeie nie, maar ten kwade. Want in die eerste plek hoor ek dat as julle saamkom in die gemeente, daar skering onder julle is, en gedeeltelik glo ek dit, met ander woorde, daar's nie 'n skering in 'n gemeente dat hulle aan 'n gemeente begin nie, maar daar's rusie in die gemeente. Daar's mense wat nie van mekaar hou binne die liggaam van Christus Jesus nie. Hy gaan verder sê, want die eerste plek hoor ek al 'n skering is, en ek glo dit in vers 19, want daar moet ook partyskappe onder julle wees, sodat die beproefdes onder julle openbaar kan word. As julle dus saamkom, dan wil dit nie sê dat julle die nagmaal van die Here eet nie, want as julle eet, gebruik elkeen eers sy eie ete. En die een het die een het honger en die ander is dronk. Het julle dan geen huise om in te eet en te drink nie? Of verag julle die gemeente van God en maak julle die beskaamd wat nie het nie? Wat sal ek vir julle sê? Sal ek julle prys? Hierin prys ek julle nie.
Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. So die eerste punt, die nagmaal is herdenking. Die nagmaal is herdenking wanneer ons van die beker neem en die brood vat en ons eet en ons neem deel aan die nagmaal, is dit weer eens 'n herdenking aan dit wat Jesus kom doen het vir my en vir jou. Dis herdenking tot my nagedagtenis, totdat Jesus Christus terugkom. Elke keer is dit 'n herdenking dat Jesus het my sonde op hom geneem en hy het gesterf in my plek op my kruis sodat ek kan vry wees van die mag van sonde. Een van die mooiste verse in die Bybel, 2 Corinthians 5 verse 21, ek lees die Amplified uit. He made Christ who knew no sin to judicially be sin on our behalf, so that in him we would become the righteousness of God. In Christus, in him, in Christus alleen, so that we might become the righteousness of God. That is, we would be made acceptable to him and placed in a right relationship with him by his gracious loving kindness. As gevolg van Jesus se onverdiende liefde vir elke een van ons, het God die Vader Jesus sonde gemaak wat geen sonde geken het nie, sodat ons kan genoem word the righteousness of God. Met ander woorde, elke keer wanneer ons die nagmaal neem, is dit wanneer ons dit gebruik, moet ons herinner word dat deur Jesus se dood het hy ons posisie in God kom herstel. Ons is nie meer vyandig gesind teenoor God nie, maar ons is kinders van die lewende God. Deur nagmaal te gebruik, herdenk ons en onthou ons dat ons was eens ver van God die Vader af, maar nou is ons naby. Nader gebring deur die bloed van Jesus Christus. Die nagmaal is ook herinnering van die Nuwe Testament in die bloed van Jesus Christus. Die Nuwe Testament behels vir ons verlossing vir die hele wêreld. Verlossing vir ons sondes. Dat ons hoef nie die ewige dood te sterf nie, want die Nuwe Testament in die bloed van Jesus Christus behels vir ons 'n ewige lewe. Behels vir ons 'n lewe wat ons saam met God kan leef vir altyd en altyd en altyd. Dis die Nuwe Testament in die bloed van Jesus Christus. Ons sonde is nie net word nie bedek nie, maar is skoon gewas. En daarom kan ons genoem word in Jesus Christus the righteousness of God. Ons lees verder in, so met ander woorde, die eerste punt is nagmaal is herdenking. Dis herdenking wat ons vir die Here prys gee en hom loof en hom prys vir sy wonderwerk en sy wonderdade. Want onthou julle, dis nie deur ons werke nie. Nie een van ons kan gered word deur ons werke nie. En hier is 'n moeilike ding, maar hoor my hart, good people don't go to heaven. Believers do. Mense wat goeie dade doen, maak dit nie. Dit is mooi en dit is goed, ons mag mense help, maar dis nie die kriteria nie. Want as ons gered was deur ons werke, waarin sou ons roem? In ons werke. Ons gesê het, "Jo, Here, gelukkig verdien ek dit." Nie een van ons doen nie. Nie een van ons verdien die kruisdood van Jesus Christus nie, maar nogtans gee hy dit vir ons, omdat hy ons liefhet. En daardeur is ons vaardig. So dit is herdenking. So dis verder in vers 26 van 1 Korintiërs 11, want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, hoor gou hier, verkondig julle die dood van die Here totdat hy terugkom. So nagmaal is verkondiging. Elke keer wanneer ons saamkom om nagmaal te gebruik, is dit nie net 'n herdenking of herinnering nie, maar ook verkondig ons die magtige dade van Jesus Christus. So met ander woorde, is elke een van ons predikers in die gees, want ons verkondig, daar's net een weg en ons net een seun van God en sy naam is Christus Jesus. Verkondig ons in die hele hemel in, verkondig ons in die gees en vir die fisiese mens, verkondig ons dat net Jesus Christus red. Verkondig ons die magtige dade van die seun van die almagtige God, wat die dood oorwin het, wat die sleutels van die doodryk het. Verkondig ons elke keer wanneer ons nagmaal neem, verkondig ons dat Jesus leef.
preek ons, sonder enige woorde, preek ons deur die simboliek daarvan, preek ons dat Jesus leef. Verkondig ek en jy Jesus Christus se kruisdood en sy opstanding en sy hemelvaart. Verkondig ons al die dinge wat Christus vir ons kom doen het aan die kruis. Preek ons, selfs vir die geestelike riem, dat Jesus Christus leef. Verkondig ons die magtige dade van Jesus Christus. Ons gaan verder in vers 27. Wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet, en hierdie is belangrik julle. Wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet en die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Vinnig, belangrik, ek gaan nou by hierdie uitkom weer. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Die Here sê nie vir ons dat ons moet nagmaal los nie. Ek gaan nou by dit uitkom of die fokus is om dit te los eerder as my hart nie reg is nie. Want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Daarom is daar onder julle baie swakkes en siekes en 'n aantal het ontslaap. Daar's die wat gesterf het ook. Want as ons onsself beoordeel het, sou ons nie geoordeel word nie, maar as ons geoordeel word, word ons deur die Here getuigtig, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel mag word nie. Besef ons, hoe heilig is die nagmaal, dat as ons dit op 'n onwaardige manier neem, eet en drink ons 'n oordeel oor onsself. Nou, hoe lyk dit? Wat bedoel Paulus wanneer hy praat oor die onwaardige manier? Onthou, wanneer Paulus hierdie brief skryf hy ook oor die skeuring wat plaasvind in die gemeente. Praat hy oor die rusie wat die gemeentelede met mekaar het. En dan gebruik hulle nagmaal op 'n onwaardige manier, omdat hulle harte nie op die regte plek is nie. Omdat daar nog 'n wrok of omdat daar nog iets is wat jy teen iemand het. En die gevaar daarvan, broers, en ons sien dit in die tyd waarin ons leef. Dat mense kom nie eers na dieselfde kerk toe waar die volgende ou of vrou is nie, want hierdie persoon is in die kerk. Dan bly ek eerder uit die kerk uit, as daai ou kerk toe kom wat 'n twee gesig is, of hierdie vrou kerk toe kom wat 'n hipokrit is, dan bly ek eerder maar uit die kerk uit. Broers en susters, kan ek 'n goetjie sê? As jy 'n perfekte persoon in die kerk soek, gaan jy dit nie vind nie. Hou op, en hierdie sê ek met groot liefde, hou op om toe te laat dat die vyand jou uit die huis van die Here uithou oor ander mense. Want as ons kyk hoe ernstig die Here oor dit is, dat daar as jy iets teen iemand het, gemaak dit reg. Want mense, soos ek sê, bly die kerk uit. Mense gaan na ander kerke toe, en ek sê nie is verkeerd jy na ander kerk toe gaan nie, hoor my hart. Maar mense beweeg uit hulle safe space uit wat 'n gemeente bring oor een persoon wat daarso is. Ons kan nie, hoor my hart, asseblief oor my hart. Ons kan nie so kleinlik wees dat so iets ons uit die huis van die Here uithou nie. En dis hoekom Paulus so ernstig is oor hierdie, want die huis van die Here is 'n plek vir onperfekte mense. Is 'n plek vir mense wat in die wêreld noem ons hipokrits, omdat ons een manier leef en dan val ons in sonde. Julle, ons is vlees. Of ons het 'n vlees, dit gaan altyd daarso wees, maar moet nie die man of die vrou se poging minag wat probeer heilig leef nie. Ons gaan foute maak. Ons kan ons nie meet aan perfek nie. Want ons moet 'n poging aanwend om perfek te wees, en ons gaan soms faal. Hoe durf ons iemand te oordeel wat 'n fout maak en val as hulle in die Here is? Gaan help daai ou eerder op. Moenie sê ja, omdat hy in die kerk of sy in die kerk kom ek in die kerk. Gaan help hulle op eerder. Want ons oordeel so mense, dat ons stoot hulle weg van die Here af. Pas op vir dit. En dis wat Paulus praat hiervan, want die liggaam van Christus is veronderstel om 'n plek te wees, en wat ek bedoel, liggaam van Christus, bedoel ek die kerk, die eklesia, ons as ons saamkom hier, behoort 'n plek te wees van safety. Behoort 'n plek te wees van ontferming. Behoort 'n plek te wees waar jy gebroken is, om heen te kom te sê, julle, voordat ons worship, kan julle vir my bid asseblief? Ek kry swaar. Dis wat kerk is. Kerk is nie bedoel net om te worship, preek en ons gaan huis toe nie. Kerk is veronderstel om 'n plek te wees waar ons veilig voel, 'n veilige hawe, vesting. Is nie 'n plek waar ons rusie het en mekaar uithou uit die kerk uit, en ons skuif kerk en ons bly die kerk want hierdie persoon is hier, dan gebruik eerder nagmaal by my huis.
Want hoe kan hy nagmaal neem? Jy weet nie wat sy saak met die Here is nie. En dis hoekom Paulus praat oor hierdie, wanneer ons op so onwaardig, wanneer jy 'n wrok in jou hart het, wanneer daar iets in jou hart is oor enige persoon, sê Paulus, gaan ondersoek jou hart en neem so nagmaal. Met ander woorde, gaan maak reg en kom gebruik nagmaal. Want dit is, alhoewel ons 'n oordeel oor ons eet of drink, is die fokus nie om te sê, okay, maar ek gaan nou eerder die nagmaal los nie. Is die fokus eintlik om te sê, maar ek wil my hart reg kry, sodat ek kan deelneem saam met my medebroers en susters in Christus, vir die wonderlike feesmaal van die kruisdood van Jesus Christus. Jy hoef nie na iemand toe te gaan, tensy die Here vir jou sê, om te gaan regmaak, maar jy kan nou. Jy kan terwyl jy in die bank sit, kan jy sê, Here, Here, kom vergewe my. Kom vergewe oor hoe ek oor daai persoon voel. Here, kom maak my hart reg. Kom maak my hart rein. Want Here, ek wil deel hê aan hierdie nagmaal. Ek wil deel hê aan die herdenking en die verkondiging van my koning Jesus wat vandag nog leef, my gesterf het aan die kruis. Die fokus is nie om te sê, man, ek gaan dan dit maar net los nie. Gemaak reg. Want die Here weet ook wat 'n wrok in ons hart vir ons beteken en wat dit aan ons doen ook. Baie belangrik, Paulus praat van die aksies van die mense, nie van die mens self. So nou kan ons vra, okay, maar ek is nie waardig om nagmaal te gebruik nie. Baie belangrik, pas op vir die aanval van die vyand. Want hy praat nie van ons wat dalk 'n foutjie maak in die week, of ons het dalk geskinder of gejok, of ons het kwaad geraak, en nou sit ons vanoggend hier, nou praat ons oor die nagmaal, en net vir ons die nagmaal neem, en kom die vyand en sê, eers Frans, maar jy kan die nagmaal neem eintlik nie, want jy het gister hierdie ding gedoen, en dit en jy sê, ja, Jesus, ekskuus Here, ek is onwaardig. As die nagmaal vir waardige mense was, sou nie een van ons kon deelneem aan die nagmaaltafel nie. Want wie verklaar jou waardig? Jesus Christus doen. So pas op dat die vyand jou kom aanval met skuldgevoel. Bely dan die sonde as jy skuldig voel. Bely dit, en dit is dit so awesome van die Here wat ons dien. Alhoewel hy gesterf het aan die kruis vir ons 2000 jaar plus terug, is nog steeds vir ons vergifnis vandag nog. 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ek my sonde bely, is hy getrou en regverdig om my sonde te vergewe en my te reinig van alle ongeregtigheid. Dis hoe eenvoudig in die mooiste sin vergifnis vir ons is. Bely. Bely, as jy voel, Here, maar ek is onwaardig. Ons almal is. Maar moenie toelaat dat die vyand jou kom weerhou van herdenking en verkondiging nie. Kom en kom maak jou hart reg. Kom maak jou, dit wat in jou hart aangaan, kom gee dit vir die Here en kom maak dit reg. Want op so 'n manier kan jy ook, maar as die Here vir jou sê, gaan, dan moet jy gaan vir koning vra. So Paulus praat hier, as ek iets teen iemand het wat in die liggaam van Jesus Christus is, of in die wêreld is, dat ek nie die wrok in my hou nie. Dis ook belangrik vir ons om ons harte gaan ondersoek, en om te sê, maar het ek iets teen iemand, as ek dit al vergewe het, want onthou, die vyand gaan altyd iets kom terugbring in herinnering, nee? Altyd. Al het jy al vergewe, al het jy vrygespreek, gaan die vyand nog steeds kom probeer en sê, het jy regtig? As jy dit gedoen het voor God die Vader, dan het jy. En daarom kan ons nagmaal neem met 'n hart wat nie veroordeel is nie. Met 'n hart wat rein en mooi is. Vers 33 van 1 Korintiërs 11. Daarom my broeders, voor ek verder gaan doen ondersoek. En ons gaan ons die nagmaal neem. En ons gaan net 'n bietjie tydjie vat en net bietjie ondersoek doen. Is daar iets? Want die gevaar om op 'n onwaardige manier te neem is daarom is daar onder julle baie swak is en sieklik is en 'n aantal het ontslaap. Pas op dat ons nie 'n oordeel oor onsself drink en eet in die nagmaal nie. Vers 33 tot vers 34. Daarom my broeders, as julle saamkom om te eet, wag vir mekaar. En as iemand honger het, laat hom by die huis eet, sodat julle nie tot 'n oordeel saamkom nie. Met ander woorde, weer net 'n gedrinkery en 'n kuier wees, en jy besef nie waaroor die nagmaal gaan nie. Want as dit net 'n kuiery is, en ons het die wyn en die brood en ons geniet dit soveel so dat die drank begin oorneem, wat's die doel dan van nagmaal? So gaan eet by die huis. Dis hoekom dit belangrik is om te eet
elke eerste Sondag van die maand op 'n Sondagoggend eet by jou huis en ons gaan nagmaal neem. Ons is nie 'n oordeel oor onsself eet of drink nie. Dat nie net 'n samekom en 'n kuier is en ons vergeet eintlik wat dit beteken vir ons nie. Maar Paulus sê hierso in vers 33, daarom my broeders, as julle saamkom te eet, wag vir mekaar. Die laaste punt is, nagmaal is ook vir gemeenskap. Nagmaal is ook goed vir ons om saam te gebruik as medegelowiges. Nou ek het niets teen dit as jy nagmaal alleen neem nie. Soos as jy sê maar voorbeeld vas en jy voel die Here lei jou om elke oggend nagmaal te gebruik voordat jy begin werk of voordat jy waartoe gaan, doen dit. Dit is 100% reg. Maar moenie nagmaal op jou eie neem, oor wat ons nou gepraat het, die vorige punt, oor iemand wat in die kerk is, wat jy nie kan verdra nie. Nou neem jy eerder nagmaal by jou huis, want dan is jy eintlik self-righteous. Want jy het iets teen iemand, maar jy maak dit nie reg nie, so nou neem jy maar eerder nagmaal by jouself, want daai ou kan dit nie, ek kan nie daai ou verdra in die kerk nie. Dan eet en drink jy oordeel oor jouself. So ek het nie 'n probleem as jy alleen nagmaal neem, of jy as gesin nagmaal neem nie. Het gevinnig, jy kan met jou gesin nagmaal neem, jy het nie 'n pastoor nodig, of enigiemand nodig, 'n geestelike leier om jou te lei om nagmaal te neem nie. Jy kan dit neem. Enige tyd kan jy en jou gesin dit neem, maar dit is ook vir communion. Dit is ook vir saamkom, is ook wanneer ons saamkom as medegelowiges in Christus Jesus, moet ons vir mekaar wag, om te sê, maar hoe ek sien jou Sondag, ek gaan wag vir jou, want ons gaan 'n nagmaal neem. Want in die collective verklaar ons dat Christus Jesus leef. So alhoewel ons een kom neem, is ons elkeen besig dan as 'n gemeente, as die gemeente liggaam van Christus, om te verklaar en te herdenk en om selfondersoek te doen in ons lewe. Omdat dit 'n community is, 'n ding is wat ons saamkom om nagmaal te kom neem. So asseblief, ek sê nie verkeerd as jy nagmaal neem, ons awesome stories van mense wat alleen nagmaal neem, waar die Here absoluut vir hulle deurkom en deure oopmaak en deurbrake gee. Maar asseblief, moenie dit nie verruil vir jou samekoms hier nie. Want dit is ook goed vir ons om saam te kom as kinders van die lewende God, om nagmaal te herdenk. So mag ons die nagmaal sien as 'n viering wat gevier word van die kruisdood van Jesus Christus, en dat ons die ewige lewe het in ons lewe. Jesus vra ons en sê vir ons so dikwels tot my nagedagtenis, neem dit totdat ek weer terugkom. En my hart is dat die nagmaal altyd vir ons so heilig bly, altyd vir ons so spesiaal sal bly. En dat ons van nou af nie net vinnig oor die nagmaal skiep en dit is net nog ietsie na die worship, ek gaan vinnig nagmaal, en dit is so nie. Maar mag ons die nagmaal sien as heilig. En ons gaan nou die oomblik gebruik en nagmaal neem. En die rede hoekom ons dit so voor het, is dat jy sou kan kom, dat jy vorentoe sou kan kom, as herdenking en verklaring, dat wanneer jy die kelkie neem en die brood vat, dan verkondig jy Jesus Christus leef. Vader, dankie vir die saamkom, en dankie dat ons vanoggend hierso kan wees, en dankie dat U ook hierso is. En Vader, bid ek dat U vanoggend, Here Jesus, iets in ons kan kom wakker maak oor die nagmaal. Dat dit 'n heilige sakrament is wat ingestel is, nie deur enige instansie of denominasie nie, Here. Was ingestel deur Jesus Christus self. Op hierdie Pasga het U gesê, voordat U gevange geneem is, en U gesê, ek verlang, Petrus, om saam met julle die Pasga te vier. En toe die disippels daar so sit, vat hy die brood en die breek en sê, hier is my liggaam. Hier is my liggaam. Die eerste keer wat U het vir kom openbaar, hier is my liggaam. Hierdie beker gevat en geskink. Sê, dit is die Nuwe Testament in my bloed. Neem dit en eet dit, so dikwels tot my nagedagtenis totdat ek terugkom. Vader, dit vir ons herdenking en 'n verkondiging dat wat U gedoen het vir ons aan die kruis. Dat U vir my as nietige mens, ja Here, ek is U seun, ek is U kind, maar dit is 'n herinnering om te sê dat U vir my as nietige mens, dat ek 'n sondaar was, het U gesterf vir my aan die kruis. Dankie vir die liggaam, dankie vir die brood, en dankie vir die bloed, dankie vir die druiwesap. En vir geen oomblik, Here, sal die brood en die druiwesap, die simboliek meer wees as die simboliek van die kruis. Ons heg geen waarde, was geen fisiese of magiese krag in die druiwesap of die koekies wat ons eet nie. Maar die simboliek daarvan is kragtig, Here. Die simboliek daarvan is amazing, Vader.
So bid ek Vader dat U nie kan, of dat die vyand nie kan ons kom keer om nagmaal te neem, nie vandag nie, maar ook nie in ons toekoms verder nie, Here. My hart, Vader, is dat ons regtig nie die nagmaal sal kan sien as net nog iets nie, maar dat altyd vir ons heilig sal bly, asseblief, Here. Heilige sakramente, instelling wat U vir ons gemaak het, dat wanneer ons saamkom met gebruik so dikwels tot U nagedagtenis tot weer terugkom. Vader, is my hart en is my gebed dat U elkeen van ons kan kom seën in hierdie week, Here. Kom wees met ons asseblief, Vader. Dankie dat daar krag is in die naam van Jesus Christus. Dankie dat daar krag is in die bloed van Jesus Christus. Dankie dat daar redding, verlossing, vrymaking en vergifnis is. En so bid ek, Vader, dat U elke een van ons kan kom seën in hierdie dag wat in hierdie plek is, Here. Here, U weet wat het ons nodig. Kom vul ons asseblief, Here. Ons bring al die lof en al die eer. Ons bid dit in die kosbare en kragtige naam van Jesus Christus. Amen.